saamstem mag nie saampraat. God is in beheer. Kijk, prys die naam. Neem die oorwinning, ouens, verklaar dat die leidskap van die Here is ons beskutting. Sing. Sing in die oggend, sing in die middag, sing in die aand. Sing wanneer dit goed gaan, sing wanneer dit sleg gaan, sing wanneer jy gesond is, sing wanneer jy siek is. Moeiliker, maar sing. Leidskap van die Here is jou en my beskutting. Amen. God ken jou by jou naam. God weet hoeveel hare op jou hoof. Party mense gaan dit makliker, want ons minder hare, mannes. Die Here het 'n maklike telling by jou en by my. Maar die Here ken ons. Voordat die woorde op ons lippe is, weet hy. As jou hart instemming is met hom, is daar 'n soete gemeenskap daagliks. En die Here antwoord en glo en vertrou dat God agter die skerms, soos ons sê, hy werk agter die skerms om dinge vir jou te laat uitwerk. Want hy weet wat sy gedagtes hy aangaande jou koester, gedagtes van voorspoed en die teëspoed nie. Ons is die kop en nie die stert nie, ons gaan boontoe en ondertoe nie. Al die beloftes waarop ek en jy kan staan, maar dit help nie dit staan daar nie, dit help ook nie jy sê dit nie, dit moet iewers in jou gees gaan lê. Dit moet jou wapen wees in tye van nood. Moet jy hierdie skrif aanhaal en tyd met God spandeer. Prys sy wonderlike naam. Ons is besig om te praat oor die heiligheid van God. Verlede Sondag het ons begin en ons het daar begin gesels oor die heiligheid van God en ek het vir jou gesê, ek wil so 'n bietjie met jou praat, so Sondag en miskien volgende Sondag oor die heiligheid van God. Ek het verlede week het ons genoem dat van al God se karaktereienskappe wat in die Bybel genoem word, is sy heiligheid die enigste een wat by wyse van Spreuke tot die mag van 3 verhoog word. In die Ou Testament en in die Nuwe Testament roep die engele uit, heilig, heilig, heilig. 3 keer, heilig, heilig, heilig. Verlede Sondag se tema, as jy nie was nie, jy kan volg op die YouTube, dis nou beskikbaar. Ons het gepraat oor die heiligheid van God vereis 'n reaksie. Die heiligheid van God moet 'n reaksie by jou uitlok.
En ons het na voorbeelde gekyk in die Bybel, en wij ons het gepraat oor Moses en Petrus, en ons het gekyk na voorbeelde in die Bybel van gewone mense. Wat was hulle reaksie toe hulle in aanraking gekom het met God se heiligheid? En ons het gesien dat die reaksie was onmiskenbaar, was dit konsekwent geweest. Waar gewone mense, kan ek sê, gekonfronteer word met die heiligheid van God, was hulle reaksie, daar was 'n goddelike vrees wat oor hulle gekom het. Vrees het gelei tot nederigheid. Hulle het hulle self voor God verootmoedig. God sê vir Moses, trek die skoene van jou voete af. Petrus val neer, hy sê, Here, gaan weg van my, ek is 'n sondige mens. 'n Nederige oorgawe. En dan is daar 'n volkome gehoorsaamheid. So ons het gaan kyk, wat het gebeur wanneer gewone mense in aanraking kom of besef hoe heilig God is, en ons het gesels oor hulle reaksies. Ek het die boodskap afgesluit verlede Sondag en ons het introspeksie gedoen en mekaar gesê, hoe danig behoort jou en my reaksie te wees teenoor heilige God? Hoe moet ons reageer? En ons het vasgemaak dat ons op geen ander manier kan reageer as nederigheid voor God, oorgawe voor God en gehoorsaamheid aan God, want hy is heilig. Ons het dit vasgemaak. Ons sit vanoggend, sit ons bepeinsing voort oor die heiligheid van God. En ek wil voortbou op 'n stelling wat ek verlede Sondag gemaak het. En ek het vir jou gesê, ongelukkig is daar Christene wat ek dink hulle diep sin vir wie God werklik is. Hulle het hulle diep sin vir wie God werklik is verloor. As Christene wat optree soos wat hulle wil. So of hulle het hulle goddelike vrees verloor, of hulle het vergeet wie is die een met wie hulle te doen het. Sal ook om jy sal lewe soos wat jy wil, as jy vergeet het met wie jy te doen het. Of jy het die goddelike vrees, die agting, die respek vir God se heiligheid, het jy verloor ergens langs die pad. Kom ek lees vir jou, lees saam met my, ons gaan Judas, die boek van Judas, ons gaan so 'n bietjie deur Judas werk, die boek net voor Openbaring. Judas, 'n paar verse, kom ek lees vir jou. Miskien kan ek dit saam bid. Dankie Here, dat ons nou rondom die woord kan vergader. Dankie o God, dat ons kan erken dat U is 'n heilige God. Dankie Here, dat ons nou met respek en eerbied en ontzag in U teenwoordigheid sit, en dat elkeen nou hulle gees oopmaak om te hoor wat U vanoggend wil sê. Daarom kom ek teen die werke van die vyand, Here, wat gedagtes wil laat dwaal, wil elke gedagte gevange neem vanoggend, Here, tot gehoorsaamheid in die woord. Mag ons hoor wat U vir ons wil sê. Ons ken die vyand, Here, hy sal alles probeer om ons aandag af te lei, om nie U woord te hoor nie. Mag hierdie 'n heilige oomblik wees in Jesus naam. Heilige Gees, wat hierdie woorde oorkom, soos wat U in my hart gegee het, en mag elke hoorder hoor wat hy moet hoor. Dis my gebed en ek dank U daarvoor. Amen. Judas, die diensknegt van Jesus Christus en broer van Jakobus, aan die wat geroep, in God die Vader geheilig en vir Jesus Christus bewaar is. So hy skryf aan Christene van daardie tyd. Mag barmhartigheid en vrede en liefde vir julle vermenigvuldig word. So hy groet hulle en nou begin hy in sy brief. Hy sê, geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skryf, het ek dit noodsaaklik gevoel om julle deur my skrywe te vermaan om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. So hy begin sy brief en hy sê, ek wil oor iets gepraat het met julle, maar nou voel ek gelei deur die Heilige Gees om oor iets anders met julle te praat. Julle het dit opgetel? Dis wat daar vers 3 vir ons sê. So Judas wou baie graag aan sy lesers skryf oor iets wat hulle in gemeen het. En hy wou met hulle praat oor hulle gemeenskaplike saligheid. Dis hoekom hy die brief wil skryf, seker om hulle aan te moedig en te vertel van die wonder van hierdie saligheid. Hy wil skryf oor hulle redding, hy wil skryf oor die goeie nuus. Wat 'n goeie nuus? Die goeie nuus dat hulle uit genade gered is. So dit was die motief hoekom hy wil skryf in die begin. Genade is my een van die mooiste begrippe in ons Christelike geloof. Genade. Sê 'n bietjie genade.
Een van die mooiste begrippe in ons Christelike geloof, ouens. Dit beteken onverdienstelike guns. Dit wat ons verdien, het God nie aan ons toegereken nie. Dis genade. Ons was eens verlore in sonde. Bybel sê ons het almal gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. En God se heiligheid sê sonde is strafbaar met die dood. Dis hoe erg God sonde sien. Maar genade, dit wat ons verdien, die oordeel, die straf, die dood, dit reken hy nie aan ons toe nie. Dis genade. Ons was sondaars, verlore en hulpeloos. God het in liefde na ons uitgereik. Ons eerste liedjie Morneyse so begin wat hy gesê het, liefde wen. Liefde wen altyd. Ouens, as jy sukkel met iets en jy weet nie meer wat nie, gee net liefde. En hou aan, en hou aan, en hou aan. Niks kan teen liefde staan nie. Want God se liefde is in jou, jy kan ander lief hê. Liefde wen. Jesus het ons gewen. Hy het ons nie gered omdat ek en jy goed was nie. Hy het ons gered omdat hy goed is. Prys sy naam. Efesiërs 2:8. Want uit genade is julle gered. Deur die geloof en dit nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God. Dankie Here vir die gawe van genade. Loof hom. Genade is die grondslag van ons verlossing, ouens, ons weet dit. Dis die hartklop van die evangelie, dis waaroor dit gaan. Dis die rede waarom sondaars gered kan word. Die rede waarom skuldiges vergewe kan word. En die rede waarom gebrokenes herstel kan word. Genade. Dink saam met my daaroor. Loof die Here vanmôre. So wat 'n heerlike onderwerp wat Judas homself voorneem om oor te skryf. Hy wil met sy lesers hieroor praat en hy het hom voorgeneem. Ek glo die Heilige Gees het hom gelei, want die skrif is deur die Heilige Gees deur God ingegee. En die Heilige Gees lei hom en sê, luister hier, dit is so 'n fantastiese onderwerp, maar ek wil nie jy moet daaroor skryf nie. Ek swaai jou gedagte, skryf oor iets anders. En weet julle wat is opgeteken in Judas en is opgevang in die Bybel steeds vir jou en my 'n belangrike boodskap. So waaroor gaan dit? Wat is hierdie gedagteverandering? Wat is hierdie leiding van die Heilige Gees? En nou is ek op jou sê, net so wonderlik die uitwerking van genade is, en so kragtig die uitwerking van genade is, net so maklik kan mense genade vat en dit vervorm en dit misbruik. En dis waaroor Judas skryf. Lees nou verder saam met my, vers 4. Nou gee hy die rede hoekom hy van gedagte verander het. Ek wil amper sê van gees verander het. Nou gee hy die rede. Hy sê, want sekere mense het ingesluit wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel. Goddelose mense wat die genade van onsse God verander in ongebondenheid. En toe hulle dit doen, die enigste heerser, God, onze Here Jesus Christus, verloon. Hy sê, daar's ouens wat in die kerk ingekom het, met as valse lering. Maar ek wil julle daaraan herinner, al weet julle dit nou eenmaal, dat die Here, nadat hy die volk uit Egipte land gered het, daarna die wat ongelowig was, omgebring het. En die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar. So Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. Kom ons praat hieroor. So Judas skryf aan die gelowiges van daardie tyd, en hy waarsku hulle, want hulle staar 'n geweldige leuen in die gesig. En die Gees sê vir hom, verander jou skrywe, verander jou brief. Sekere mense het ongemerk in die kerk ingesluit, en hulle begin leer, dat omdat hulle deur genade gered word, omdat dit genade is, heiligmaking nie meer saak maak. Dis wat hulle geleer het. Hulle beweer dat aangesien hulle sonde vergewe is, want al ons sonde is vergewe, en dis genade, en dis God, aangesien al ons sonde vergewe is gehoorsaamheid opsioneel.
Judas ontbloot hierdie leuen en hy draai geen doekies om nie. Hy spreek die probleem sommer reguit aan in sy brief. En hy sê, dis waaroor ek met julle wil praat. Mense wat God se genade as 'n verskoning gebruik om sonde te doen. In ander woorde, omdat ons hierdie genadige God dien en hy alles doen, het ek nou 'n lisensie om sonde te doen. Dis wat hierdie mense geleer het. En terwyl Judas opgewonde is om oor hulle gemeenskaplike saligheid te skryf, sê die Gees van hom, los daai gesprek, waarsku hierdie gelowiges van hierdie leuen wat besig is om in te sluip in hulle geleedere. Dis 'n ernstige woord. Ouens, weet jy wat? Hierdie valse leerstelling het nie in die eerste eeu gesterf nie. Dis vandag nog lewendig. Soms word dit openlik gepreek van kansels af. Soms word dit stilweg aanvaar. Dit bring verwarring in die kerk. Hoor mooi. Want die woord van God is duidelik. Genade verskoon nie sonde nie. Genade begemagtig en begelei jou en my na heiligheid. Hoor jy wat ek sê, gemeente? Ek preek vir myself. Heiligheid. Ons praat hieroor. Die gevaar van wanneer jy genade verdraai. Vers 4. Hy sê goddelike mense wat die genade van ons God verander in ongebondenheid. En dan ek maak wat ek wil. Ek is gered, God het my gered uit genade. Ek is vry. Ek en jy weet, ons is vry in die Here. Weet jy dit? Ken jy daai konsep? Ons is nie meer onder die wet nie. Ons is vry. En party ons van daai vryheid as 'n lisensie om dan nog steeds te leef soos wat hulle wil. Dit gebeur vandag. Daar's kerke wat dit preek. Hulle het God verloon, Jesus Christus verloon. Ouens, hierdie ontkenning was nie altyd verbaal nie. Dit was sigbaar in hoe hierdie mense geleef het. Hierdie valsheid. Jy sien dit in hulle leefstyl. Kan ek vir jou sê dat jou optrede verklap jou hart? Jou optrede verklap jou hart. Al sê jy iets anders. Weet dit. Om Christus as verlosser te verklaar en hom as Here te verwerp. In ander woorde, jy sê, Jesus is goed genoeg om vir my te sterf, maar hy is nie goed genoeg dat ek my hele lewe vir u sal gee en heilig voor u sal wandel nie. Dis nie Bybelse genade nie. Jesus is goed genoeg om vir my te sterf, glo hy het vir my gesterf, maar hy is nie goed genoeg dat ek heilig voor hom sal wandel nie. Ek sal aangaan op my eie manier. Dis die Bybelse genade. Anders as gestel. Party ouens sal die kruis aanvaar, maar hulle sal nie Jesus se heerskappy aanvaar nie. Die twee gaan hand in hand. As ek sê hy het my te sterf en ek plaas my vertroue in hom, all my hope is in you, dan sê ek dankie Here vir wat hy gedoen het, maar in dieselfde asem sê ek, u is nou my Here. I'm under new management. Nou gaan ek leef soos u wil hê ek moet leef. En ek gaan die Gees toelaat om my te lei. Maak dit vir jou sin? So beide Petrus en Paulus waarsku hieroor. Paulus sê in Romeine 6 vers 1 tot 2, hy sê, wat sal ons dan sê? So hy is ook besig met die argument. Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Dan sê hy, nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Nee, stellig nie, die Engels sê, God forbid. Dit mag nie so wees nie. En hierdie lering is, nee wat, as ek sonde doen, God se genade, die Engels sê, God's grace will cover everything. So ek is veilig, ek kan maar op my ou manier aangaan.
Het jy al gehoor van dit? Weet julle van daai lering daar buite? Genade ouens leer ons nooit om sonde ligtelik op te neem nie. Genade leer jou en my om God ernstig op te neem. Ongelukkig raak Christene gemaklik met sonde. En baie mense het geleer om sonde te versag. Die Engels praat van jy sugarcoat sonde. Mense sal sê, hy het 'n probleempie. Ouens, as jou probleempie sonde is dit sonde. Moet dit nie versag, hy het 'n probleempie. Nee, hy is besig met sonde. Ag, wat is nou fout met 'n ou skelmpie? Kom nou. Almal het. Nie nou almal sê nie. Maar anders nie, ag man, moenie so ernstig wees nie. Almal het maar hulle ou foutjies. Het jy dit al gehoor? Mense praat so. En dan, die Bybel sê, beproef alle dinge. Ken julle daai skrifgie? Kan ek vir julle sê, dis glad die skrifgie. Die Bybel sê dit glad nie. Die Bybel het nooit gesê nie. Het ek na jou aandag, ek jou later op die antwoord gee. Kom vir my koffie na die tyd en sê, ja. Die Bybel sê nie, onthou, as ons sê die Bybel dan praat dat dis God se woorde wat hy gesê het skryf. God het nooit gesê beproef alle dinge nie. Dit staan wel in die Bybel, maar dis nie God se woord nie. Paulus haal aan, hy sê, julle sê, uit hulle mond uit, julle sê beproef alle dinge. Dis 'n aanhaling van die mense van daardie tyd. Maar ek sê vir julle, alles is nie net dis skrif. Kyk, daai het ons sommer dis 'n gratis minuutie. Ouens, die grace preaching is 'n gevaarlike dwaalleer. Hoor mooi, ons is uit genade gered, dank God. Moet jy met my mooi hoor. Maar in die grace teaching sê, God het alles gedoen. Wat die waarheid is, Jesus het alles gedoen. Ons kan onsself nie red nie. Jesus het alles gedoen. Maar dan gaan hulle verder en sê hulle, ek hoef niks te doen nie. Want ons weet, ons hoef niks te doen vir ons redding nie, want ons kan nie goed genoeg wees nie. Maar dit stop nie by ons redding nie, dit gaan daarna aan. Ek is gered, om dan heilig voor God te leef. Maar hulle wil net gered word, en dan moet God se genade alles cover, en ek gaan aan op my ou manier. So lekker lisensie om sonde te doen. Hulle verkondig dat ons gered word deur genade, en jy moet nou net verstaan, jy is maar 'n ou sondige mens, so, dis oké, die Here sal verstaan. Die Here sal jou in elk geval maar vergewe. Party van hulle sê, hierdie heiligheid waaroor jy praat, om heilig te lewe, om God te gehoorsaam en sy opdragte te gehoorsaam, dis wettisisme. Jy is weer onder die wet. Ouens, weet wat, dis openlike rebellie. Openlike rebellie. Kan ek dit nou maar eenvoudig stel, net om die punt te maak. Sondag in die kerk, dien die Here. Singel broer, die are staan, die spoekspar, die hande is in die lug. Maandag by die kerk is die duiwel homself. As mense wat so lewe. Sondag! Dis openlike rebellie teen God. Ons het gesien wat God vir Moses sê. God sê vir Moses, verlede Sondag wat daar gepraat. Jy kom nie na my toe op jou term, trek die skoene van jou voete af. Wat beteken? Verneder jouself, verootmoedig jouself, buig voor my en onderwerp jou aan my. Dis wat hy vir Moses sê. Kom na my, ek is God, kom na my op my terme. Maar vandag wil mense God dien, ouens, op hulle terme. Dit moet so en so en so. As dit my pas, dan pas dit, as dit my nie pas nie, dan is dit oukei. Praat met jou daaroor. Judas kom, en die Heilige Gees sê vir hom, skryf aan hierdie gelowiges, en waarsku hulle. En hy gebruik 3 voorbeelde.
om hulle wakker te skud as te ware. Kom ons kyk daarna. Israel as volk is verlos, maar is ook vernietig. Judas hoofstuk 5, hoofstuk 5, daar is nie hoofstuk nie, daar is net vers. Judas vers 5, het hy nie geskryf in vers 5. Dis verkeerd. Ja, al die een weg, daar is net een Judas. Kijk, en daar is net een hoofstuk. Judas vers 5 sê, maar ek wil julle daarin herinner, al weet julle dit nou eenmaal. Hy praat met gelowiges, hy weet, die volk weet waar hulle voorvaders, hoe hulle gered uit Egypte. Hy sê, nadat die Here die volk uit Egypte uitgered het hy al die ongelowiges vernietig. God is God. God laat nie met ons speel nie. Ongeloof, ongeregtigheid is strafbaar. Bevryding, ouens, verwyder nie ons verantwoordelikheid nie. Ons is vry in die Here, ja, maar dit verwyder nie ons verantwoordelikheid nie. Verlossing is nie 'n lisensie vir ongeloof en ongehoorsaamheid nie. God straf ongeloof en ongehoorsaamheid. Ongeloof, ouens, as 'n fyn lyn tussen ongeloof, ek glo nie meer nie, in rebellie. Fyn lyn. God straf hulle. Kom ek lees hier in Numeri 14 vers 28. Hoor hierdie geweldige skrifgedeelte en die geskiedenis wat opgeteken is as voorbeeld, as waarskuwing. Sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, waarlik, soos julle voor my ore gespreek het, so sal ek julle doen. Julle lyke sal in die woestyn lê, naamlik al julle geteldes, volgens julle volle getal, van 20 jaar oud en daarbo, julle wat teen my gemurmureer het. Nie een volwassene wat uit Egypte uitgetrek het, is die beloofde land in nie. Hy gebruik hierdie waarskuwing om te sê, jy kan nie Jesus aanvaar en dan leef soos jy wil. En dit alles onder sy genade, die sombreel van genade, insit te sê, hy het alles gedoen. Ek hoef niks te doen nie. Ek het geen verantwoordelikheid. Tweede voorbeeld wat hy gebruik, die engele, voorreg, verskoon nie rebellie nie. Vers 6, en die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar. Ouens, hier is die ding, as God rebellie in die hemel nie oor die hoof sien nie, sal God rebellie in die kerk nie oor die hoof sien nie. God sal in sy kerk optree, soos wat hy teen die engele opgetree het. Genade maak nooit God se heiligheid ongeldig nie. God is 'n heilige God, en hy duld geen sonde nie, geen rebellie nie. Die engele het verskillende areas van verantwoordelikheid en gesag was aan die engele toegeken. En hulle daardie posisie van gesag het hulle verlaat. Hulle het gerebelleer. Ek en jy as kind van God beklee ook 'n nuwe posisie in Christus. Ons beklee 'n nuwe identiteit, stem jy saam? Daarom het ek en jy 'n verantwoordelikheid. Dit help nie om te rol en dood te speel. En agter die verskoning van, maar ek is net 'n swakke mens. Om daai as 'n verskoning te gebruik. Ja, my swakheid, pastoor. Ons is almal swak en nietig. Maar as jy dit 'n verskoning gebruik, omdat jy net wil aanhou met jou sondige gewoontes, God laat hom nie bespot nie. Kom ek lees vir jou 'n verskriklike vers. Hebreërs 12 vers 28. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Dien ons God nog met eerbied en vrees. Is ons grootste begeerte nog steeds om God te behaag. Nie te beïndruk nie, ek het daaroor gepreek en probeer nie God beïndruk nie, maar ons wil hom behaag. Behaag is ek gehoorsaam aan wat hy sê. Ons God is 'n verterende vuur. Die Here straf sonde met vuur, ouens. En dan gebruik hy 'n derde voorbeeld. Sodom en Gomorra.
Genade is nie morele vryheid nie. Vers 7, so Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as die mense beweer, agter vreemde vlees aangeloop het, soos hulle as voorbeeld, hoekom het die Here hulle vernietig? Om 'n voorbeeld te wees. Hulle as 'n voorbeeld gestel, dat hulle die straf van die ewige vuur sal ondergaan. Daar is 'n direkte verwysing wat gebeur met sondaars as jy hardkoppig in jou sonde voortleef. So hulle verhaal is daar vir 'n waarskuwing, vir onberouvolle immoraliteit. Dit het oordeel tot gevolg. God sal optree. Genade red ons nie van sonde vir sonde nie. Genade red ons nie om sonde te doen. Kom ek gebruik vir jou 'n illustrasie wat vir jou die prentjie gaan laat inval. Stel voor daar is 'n gevangene wat in die tronk sit. Hy word begenadig, kry af op sy jare wat in die tronk moet sit en hy word vrygelaat. So genade maak die tronkdeur oop. En nou kom hierdie gevangene en hy stap uit, hy sê, "Oh, ek is nou vry. Ek gaan nou weer misdaad pleeg." Verstaan hy genade? Verstaan hy sy vryheid? Nee. Dis wat hierdie mense doen. Dis waarteen Judas waarsku. God kan ons nie vrymaak deur genade en dan sê ons, okay, hy het alles gedoen, nou is ek weer vry om te leef soos wat ek wil. Wat is genade werklik? Ouens, hier is die ding. Ek het al baie die redenasie gehoor, dan sê mense, veral as jy in jou familiekring, hoor net mooi, ek gebruik 'n voorbeeld. As jy in jou familiekring, jy is nie geredde, en daar is van jou familielede wat ongered is. Ek het al gehoor, waar mense, hulle voer hierdie argument, dan sal die ongeredde nou vir die Christen sê, ag maar weet wat, julle is so ernstig, mens mag ook nie eens die lewe 'n bietjie geniet nie. Wat is nou fout met 'n ou biertjie? Niks. Die probleem is, dis nie 'n biertjie nie, dis biere. Dit is nie meer fout. Want daai ou weet nie hoe om te stop nie. Dis 'n probleem. Nou sê 'n ou biertjie, sê 'n ou biertjie nie. Dis te ernstig. Mag 'n mens nie sy lewe geniet nie. O, ek geniet my lewe gehad uit. Jy geniet jou lewe gehad uit as kind van God. Kan ek daar aan sien? As jy nog hier, stap jy langs en sê net smile man, jy's gelukkig. Life is good. Ons kan partytjie hou en ons kan ons gate uitgeniet. Ek mis niks. Ek mis niks. So wanneer die Bybel skryf, is dit nie om ons te beroof van vreugde en om onder die wet te plaas nie, mag jy dit nie, mag jy dit nie, mag jy dit nie. Wanneer die Bybel skryf en ons waarsku, is om ons vreugde te beskerm. Want sonde en die Satan gaan jou uitspoel langs die pad, dan gaan vir jou niks verbly nie. Kry dan vir jou. Kind van God kan alles geniet. Sonder om sonde te doen. Sonder die vuil en die vieslikheid. Genade is nie toestemming om te leef soos ons wil nie. Genade is God se onverdiende guns wat ons red, wat ons transformeer en wat ons onderhou. Dis ware genade. Paulus definieer dit, en ek kom hier nou na einde toe. Titus 2 vers 1 en vers 12, as dit op die bord nie, luister maar net. Van die reddende genade van God, die reddende genade van God, het aan alle mense verskyn. Dis daar vir almal. En hierdie genade leer ons iets. Wat leer dit ons? En leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloor. Doen afstand van die wêreldse blink en skitter. Dis wat genade ons leer. Sê nee vir sonde en vir die verkeerde.
Dan sê hy ons moet lewe ingetoe en regverdig en vroom in hierdie teenwoordige wêreld. Dis hoe jy moet leef. Dis genade. Genade leer ek red jou van 'n sondige lewe wat gaan uitloop op 'n ewige dood. Doen afstand van dit wat verkeerd is. Verander jou lewe, dis wat bekering pas. Ek draai om, stap weg. Maar so moet jy leef, vroom, opreg, ingetoe in hierdie wêreld. Dis genade. Genade is 'n onderwyser en genade leer jou en my. Kan ek nog een dingetjie sê? Genade verlaag nie God se standaard nie. Ouens, ons is goed daarmee. Standaarde verlaag. Oor tyd heen, hier is ons ouer mense. Toe jy 'n pappa en 'n mamma was, ek praat nou in konteks, en ek praat nou positief, nie die verkeerde pappa en mamma nie, nee? Maar ons ouer mense, toe julle ouers was, pa en ma, en die kiddies nog in die huis was pa en ma baie streng, op die regte manier, ek praat van 'n Christelike strengheid, is dit reg? Ouers was streng, dit was 'n standaard. Vandag se ouers, die tydjie kan maak wat hy wil, sussaatjie kan maak wat hy wil, wat sy wil. Hulle is 'n beheer, they rule and regulate the house. Wie van julle sou jou pa en ma se huis gereguleer het? Of geroer het? Nee broer, jy bou dit pak gekry. Vandag maak jy nie 'n kind slaan nie. Wie pak gekry op skool? Waar het dit gewerk? Wie sit jy nie kyk? Vandag mag jy nie. Standaarde, verstaan jy? Verander, dinge verlaag. Mense raak gemaklik. Ouens, hoe langer die leer daar is, hoe gemakliker raak jy. Tot ons jong mense vandag begin vra die vraag op skool, maar is so en so dan nou regtig verkeerd? Hulle weet nie. Genade verlaag nie God se standaard nie. God is God. Hy maak die reëls. Hy bly die reëls. 1 Petrus 1:15. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is. Wie het jou geroep? God. Is hy heilig? Ja. Hy wat jou geroep het, soos hy heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Streef daarna, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Ons heiligheid is nie die prys wat ons betaal vir genade nie. Heiligheid is die vrug van genade. Dit vloei uit genade. Efesiërs 2. Ek het nou vir julle die eerste stukkie gelees. Kom ons lees verder. Want uit genade is julle gered deur die geloof. Dit nie uit jouself nie, dit is 'n gawe van God. Nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. So uit genade is julle gered, maar dit stop nie net by redding nie. Vers 10 sê, want ons is sy maaksels. Ons is geskape in Christus Jesus. Ons is 'n nuwe mens. Ek is weergebore. Hoekom? Tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ek en jy daarin kan wandel. Genade moet ons transformeer. Dis my boodskap. Ek het verlede week gepraat, heilig, heilig, heilig. Ons praat nou oor genade, maar nog steeds probeer jy sê God se heiligheid, se genade wat jou red. Sê 'n heilige God het jou gered. 'n Heilige God verwag 'n heilige lewenswandel van jou en my. Genade transformeer ons. Kom ons kyk net vinnig na die wonderlike uitwerking van genade. Genade het jou en my gevind toe ons dood was in sonde. Kan jy amen sê? Amen. Genade het vergewe dat ek en jy nooit ongedaan kan maak nie. Dit wat jy gedoen het is verkeerd. Jy voel partykeer, wens kan dit terugtrek. Jy kan dit nie terugtrek nie, dit is gedoen. Maar genade vergewe dit wat ek en jy nie ongedaan kan maak nie. Sê amen. Dit is so. Genade het ons in Christus se heerlikheid, se geregtigheid bekleed. Genade sê, jy was sondige mens, ek vergewe jou, ek was jou, ek maak jou nie. Jy kan nou voor God staan. In geregtigheid.
in right standing. Gaan en sondig nie meer nie. Genade het ons seuns as seuns en dogters aangeneem. Genade verander 'n gevangene na 'n seun toe. Genade is nie daar dat die gevangene kan uitgaan en nog weer misdaad pleeg nie. En 'n seun gehoorsaam sy vader nie omdat hy bang is vir straf nie, maar hoekom? Omdat hy lief is en nie teleur wil stel nie. Judas se boodskap is duidelik. Genade wat nie tot heiligheid lei nie, is nie Bybelse genade nie. Ek en jy dien God nie uit vrees nie. Ek praat van 'n, soos mense die konsep het, die Here wag net, hy wag net vir my tot ek iets verkeerd doen. Weet hy, dan gaan hy my weer piets. Party mense praat so. Ouers, ons leef nie in vrees. Wat gaan hierdie God vandag aan my doen, as ek dalk net 'n foutjie maak? Ek lewe vir die Here uit dankbaarheid dat hy my gered het. En ek wil sy wil doen. Ons gehoorsaam nie God om genade te verdien nie. God se genade red ons, daar waar ons is. Maar hier is die ding, God los jou nooit op die plek waar jy was nie. Dis die verskil. Dis die verskil. Kan ek 'n laaste ding hier ingooi om die punt net verder in te dryf? Gesegde wat ons baie keer ligtelik sê, mense is gered, is jare op die pad, na jare dan sal hy of sy nog steeds sê, wel, dis soos ek is. So gebore en so laat staan, ek is nog eenmaal 'n bevoeterde ou. Great. Wanneer het jy daai bevoeterdheid by die kruis van die Here lê? Wanneer het vir Here gesê, verander my Here, ek wil nie meer so bevoeterd wees nie. Verander my Here, ek wil nie meer so ongeduldig wees nie. Want dit pas nie by 'n kind van God nie. Ek verteenwoordig U nie wanneer ek ongeduldig is en my meer vinnig verloor nie. Verander Here. Jy kan nie roem en drek 10, 20 jaar na jou bekering. Nee, maar dis soos ek is. Vat my soos ek is. Take me or leave me. That's the way I am. Hemel. Dan wil ek vir jou sê, het jy by die Here uitgekom. En ek verwys nie nou na, jy weet as ek praat, gebruik voorbeelde. Al hoor wat die Here vir my sê. Kan ek afsluit met Hebreërs 12 vers 14? Jaag die vrede na met almal. En dan is daar 'n komma, en dan kom hierdie stukkie. En die heiligmaking, die gehoorsaamheid, die nederigheid, die onderdanigheid, die oorgawe aan God, die gesprek wat sê, spreek Here, U knegt luister. Wys my Here, ek doen. Here, U is God, ek is mens, ek is onder nuwe bestuur. Die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Ek en jy wil die Here sien. Is dit so, gemeente? Wil jy met ja sê jou hand opsteek of jy moet los? Wil jy Jesus sien? Ons wil. Dan moet daar heiligmaking in ons lewe wees. Ons het geen lisensie om op die ou manier voor te ploeter. Maar die Here sal verstaan. Dis nou maar net eenmaal hierdie ou swakheidjie van my. Mag ons 'n volk wees wat God se genade koester, wat nederig voor hom wandel, wat heiligmaking lief het en God voluit dien. Kan ons bid? Ons bid. Ons bid. Here, die woord, deel van hierdie reeks oor die heiligheid. Ons kan nie praat oor die heiligheid en dan straf so een kant toe skuif nie. U is 'n heilige God, U is 'n regverdige God. Sonde bly nie ongestraf nie. Here, ek het die woord oorgedra. Wys die vinger nie. Hy is gemeentelede, Here, wat dalk worstel met vriende en familie wat hierdie vrae na hulle toe bring op hierdie argumente. Nou het hulle dalk 'n antwoord hoe om te antwoord. Maar tog ook in ons eie lewe, Here, ons kan altyd introspeksie doen. Ons wil heilig voor U wandel. Ons wil verander. Ons wil nie, Here, U los ons nie soos ons was nie. U weet ons uit genade. Ons kan rondom 'n nagmaaltafel nou sit as gemeente. Ons kan eet van Jesus se liggaam en drink. Here, ons kan ons vereenselwig met dit wat Jesus gedoen het. Genade, hierdie tafel is genade.
En die feit dat ons daaraan kan deelneem, beteken U het ons gered. Ons loof U wondernaam. Here, Heilige Gees, seën hierdie boodskap in elke hart, waar daar verandering nodig is. Here, laat ons net eerlik sal wees met onsself. My gebed in Jesus naam. Amen.